Kom ons raak stil vir die seëngroet van die Here. Die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Here het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die seëngroet van die Here deur om hom 'n lofsang toe te sing, Gesang 13 vers 1 en 3. Gesang 13 vers 1 en vers 3. Broers en susters, u kan so lank in u gesange oopmaak by Psalm 119, Psalm 119, daarvan gaan ons die eerste en die tweede vers sing, nadat ons na die wet van die Here geluister het. En dan kan u ook so lank by Gesang 84 oopmaak. Gesang 84 gaan ons die 11de vers sing, die vers wat ons almal seker goed ken, as 'n antwoord op ons belydenis, Gesang 84 vers 11, dit is nou Psalm 119 vers 1 en vers 2, na die wet van die Here, en Gesang 84 vers 11. Broers en susters, kom ons luister dan nou na die wet van die Here vanmôre, soos wat die Here dit vir ons gegee het in Deuteronomium 5. As jy op die bord sien, sal jy sien die preek kom vanmôre uit Deuteronomium 4 uit. So dit, let maar mooi op wat ek nou vanmôre lees, op hoe hy ook so bietjie anders is, as Exodus 5 of Exodus 20, as ek nou Deuteronomium 5 se weergawe van die 10 gebooie lees. En ek gaan ook sommer so 'n stukkie ekstra saam met dit lees. Deuteronomium 5. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel die insettinge en verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here ons God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self. Ons wat hier vandag almal in die lewe is, van aangesig tot aangesig, het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. En het in die tyd tussen die Here en julle ek het in die tyd tussen julle en die Here gestaan,
om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie jou na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broers en susters, as u vanmôre werklik bedoel het, toe u die Here gevra het, ag was my voet maar vaster, dat ek van die spoor nie daal nie, het ek vir u vanmôre goeie nuus. Dit is dat as u glo en bely dat Jesus Christus jou verlosser en saligmaker is, sal die Here jou voete maak soos die van 'n ribbok, sodat jy op sy spoor kan wandel, en dat 'n mens kan gaan, selfs al is dit moeilik, dat ons op die Here kan vertrou. Maar as die wat nie glo nie, sal nie die genade van die Here ontvang nie.
en sal heeltyd van die spoor van die Here dwaal, omdat hy nie met die Here die weg wandel nie, en hy sal self skuldig staan voor die Here, en hy sal die loon ontvang wat hy verdien. Maar die wat glo sal die genadegawe van Christus ontvang. Het staan vir ons geskryf in Romeine 6 vers 23, daar staan, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus onze Here. En omdat ons weet, ons het daardie genadegawe, kom ons bely ons ongetwyfelde geloof met blydskap in God drie enig. En elkeen wat die woorde glo wat in die 12 artikels staan, spreek dit soos volg en met blydskap in u hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die woord van die Here kom vanmôre tot ons uit Deuteronomium 4. Daar gaan ons saam lees in Deuteronomium 4 vanaf die eerste vers tot vers 10. Deuteronomium 4 vanaf vers 1 tot vers 10. Die teksverse van die preek vanmôre is vers 2 en vers 7. Deuteronomium 4 vers 1 tot 10 en die teksverse vers 2 en vers 7. Met die woord so geopen voor ons, kom ons bid tot die Here. Ewige, onbeskryflike wese, Vader, Seun en Heilige Gees. In ewigheid sal ons nooit u grootheid kan beskryf nie. In ewigheid sal ons nooit u naam na lof kan besing nie. In ewigheid is nie lank genoeg om van u te vertel nie. Dankie vir die genade wat ons het, dat ons wel 'n ewigheid ontvang het. Dat ons wel die ewigheid het om u naam aan te roep, omdat u aan ons beloof het dat as ons glo, die van ons wat glo sal gered word. En die van ons wat gered is, het die ewige lewe ontvang. Ons kan nie anders as om in verbasing vir daardie groot genade te staan nie.
Wees met ons deur hierdie diens en werk met u Heilige Gees in ons hart. Dat ons u evangelie sal hoor, dat dit nie mensewoorde sal wees nie, maar dat u Gees in ons harte sal spreek, sodat ons ware ewigheidswaarde sal ontvang. Wees met ons deur u genade, dat ons u evangelie sal uitdra, dat ons met dankbaarheid die goeie uit u hand sal ontvang, maar met blymoedigheid ook die slegte, dat ons sal weet u is nog steeds in beheer, al gebeur dinge nie soos wat ons dit wens nie. Wees vanoggend ook met elkeen van ons broers en susters wat siek is, wat dalk vanmôre nie hier is nie, dat u hulle ook sal bystaan en hulle sal leer om u evangelie uit te dra. Ons wil u ook vra dat u ons die krag sal gee om vas te staan in hierdie wêreld, in hierdie land, waar dinge stelselmatig al hoe meer besig raak om teen u kinders te draai. Leer ons om u weë te verkondig, dat ons die ewigheidswaarde ook daar sal uitdra. Vergewe ons waar ons getuienis van u nie altyd suiwer is nie. Dat ons nie altyd verkondig en doen wat u van ons vra nie. Gebruik ons as u getroue getuies, maar nie in ons krag nie, in die krag en genade van Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Daarom bid ons dit alleenlik in sy naam. Amen. Ons lees saam in die woord van die Here in Deuteronomium 4 vanaf vers 1. Onthou soos wat ek laas week verduidelik het, dit is nou aan die einde van die 40 jaar in die woestyn, doen Moses eintlik nou 'n hersiening vir die nuwe generasie wat die land gaan beerwe, sodat hulle ook die geskiedenis kan onthou. Nou vers 1. Luister dan nou Israel na die insettinge en verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom en die land wat die Here, die God van julle vaders, aan julle sal gee, in besit neem. Julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle nie die gebooie van die Here julle God mag onderhou wat ek julle beveel. Julle oë het gesien wat die Here weens Baal-Peor gedoen het, want al die manne wat agter Baal-Peor aangeloop het, die het die Here jou God onder jou uitverdelg. Julle daarenteen, wat die Here julle God aangehang het, is vandag nog almal in die lewe. Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waarheen julle gaan, om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke, wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk. Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die Here onse God, so dikwels as ons hom aanroep? En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie. En jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Die dag
dat jy voor die aangesig van die Here jou God by Horeb gestaan het, toe die Here aan my gesê het, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om my te vrees, al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer. Tot sover. Ek lees weer die teksverse, vers 2 en vers 7. Vers 2. Julle mag by die woorde wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel. Vers 7. Want watter groot nasie het gode, wat vir hulle so naby is, soos die Here onse God, so dikwels as ons hom aanroep. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor, en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, gesnyde blomme is 'n mooi ding wat 'n mens in jou huis sit, soos wat ons ook vanmôre hierso het. Is 'n gesnyde blomme mooi en dit versier die hele huis. En dit laat jou ook, sit selfs ook 'n aangename reuk as 'n mens naby genoeg aan hulle is, soos ek nou by die kansel naby aan hulle staan. Is dit lekker om na te ruik ook. En 'n mens sal selfs redeneer, dit is een van die mooiste dinge wat 'n mens in 'n huis kan kry, as 'n mens daar instap. Maar daar is een ding wat 'n mens baie maklik kan redeneer, mooier sal wees. En dit is die blomme terwyl dit nog aan die plant is. Terwyl dit nog stewig gefestig is aan hulle wortels, terwyl dit nog 'n lewende plant is. Maar 'n mens kan seker redeneer, as 'n mens 'n plant in die huis sit, gaan daar 'n groot deel wees van die jaar wat hy nie blomme dra nie. En 'n mens kan redeneer dat die plant gaan blare afgooi, terwyl 'n mens elke week 'n ander blom in die huis kan sit wat gesny is. Maar as 'n mens die twee gesnyde blomme en regte blomme wat aan die plant en aan hulle wortels nog vas is, met mekaar vergelyk, dan is dit amper nie eers vergelykbaar. Want gesnyde blomme het geen toekoms nie. Gesnyde blomme het geen manier om sy genetiese kennis, soos wat plante maar doen, aan die volgende geslag plante oor te dra nie. Gesnyde blomme het geen wortel nie en dus geen toekoms nie. Terwyl die plant voordat die blomme afgesny word, het hy 'n wortel en hy kan meer as een blom voortbring, aanhoudend blomme voortbring, baie meer volhoubaar wees. En nie net kan hy aanhoudend blomme voortbring nie, maar hy kan ook sade voortbring om sy genetiese kennis oor te dra aan die volgende geslag plante. Hoewel die plant dalk soms sonder blomme staan, is 'n plant met blomme altyd beter as net die gesnyde blomme, omdat dit lewe, omdat dit geheg is aan sy wortels, omdat dit 'n toekoms het. Nou, in hierdie gedeelte probeer Moses juis verseker dat Israel nie soos 'n gesnyde blom is, wat mooi in die huis staan, maar geen toekoms het. Hy het na die 40 jaar in die woestyn, het hy hierdie gesprek met Israel, 'n toespraak wat hy vir hulle gee deur die hele Deuteronomium boek, om seker te maak, Israel bly aan hulle wortels geheg, sodat hulle nie net weer en weer vir die Here kan vrug gee nie, of blomme dra, as ek dit nou so kan stel, maar dat hulle ook die kennis wat hulle het, kan oordra aan die volgende geslag. Nou Israel gaan nou die beloofde land ontvang en daar intrek.
En daar is 'n paar dinge wat Moses moet doen, wat die Here vir hom gesê het hy moet doen, om te verseker dat hulle aan hulle wortels geheg bly. Nou Moses kom en hy doen dinge en as ons hierdie dinge sien wat Moses doen sien, dan dink ons baie keer dat is van hierdie goed wat hy doen regtig nodig. Veral in die moderne samelewing waar ons kultuur en rituele baie maklik by die deur uitgooi en vra wat is die nut daarvan en sonder om die vraag te antwoord sommer die baba en met die badwater weggooi. Moses kom en hy stel 'n klomp rituele vir Israel op. Rituele soos byvoorbeeld die Pasga-viering, rituele soos die tempeldiens, die offergawes, rituele soos die loofhuttefees wat hulle later instel, alles dinge wat Moses instel. Nou Moses kom en hy stel hierdie dinge op met een doel. En die doel is om Israel met fisiese dade, fisiese gebare te verbind aan hulle wortels. Nou hulle wortels is dit wat in die woestyn gebeur het, dit wat by die berg Horeb gebeur het, en dit wat in Egipte gebeur het, dit wat met Abraham gebeur het, sodat hulle 'n toekoms kan hê vir dit wat in die toekoms gaan gebeur, spesifiek as 'n mens na die Pasga kyk, wat verwys na die lam van God wat geslag gaan word. So hierdie rituele word daar opgestel om vir Israel te verseker dat hulle verlede ken, sodat hulle 'n toekoms het. Soos wat ek nou gesê het, 'n plant wat aan sy wortels is, as hulle nou die dinge, hulle onthou nou nog vars die dinge van die Here soos hulle dit net nou ken, maar hulle dra dit nie aan die volgende geslag oor nie, is hulle niks anders as mooi gesnyde blomme wat mooi lyk nie, maar sodra dit verlep het, gooi 'n mens dit weg. Nou, Moses kom na Israel toe en hy leer hulle om offers te bring. Hy leer hulle al hierdie dinge wat soms onsinnig lyk. Nou, die Pasga stel hy word vir hulle gegee, die Here gee dit vir hulle en hulle moet dit op 'n sekere manier hanteer. Eerstens moet dit hulle laat terugdink aan hulle tyd wat hulle spandeer het in Egipte. So onmiddellik, Pasga, die fisiese dinge wat hulle doen wanneer hulle Pasga vier, moet hulle verbind aan die mense wat in Egipte slawe was, daai stadium, net 'n paar 40 jaar terug. Hulle moet die nuwe geslag fisies verbind aan daardie, asof hulle self daar slawe was. So, dit is wat die Pasga doen, herinner Israel, julle was slawe. Maar toe kom die Here, en hy tref Israel met 10 pla, en hy red julle en hy gebruik laat hulle die bloed van 'n bokkie gebruik, om die eersgebore te red van die doodse engel, en so het die Here Israel gered. So het hierdie ritueel 'n bepaalde doel vir Israel om hulle wortels te vind, daaraan vas te hou. En sodat die kinders moet vra, maar hoekom doen julle dit? Hoekom slag ons 'n paaslam? Hoekom doen ons hierdie en daardie? Hoekom hardloop ons en wag vir die priester wat die sonnebok uitgevat het en dan roep ons Hosanna, die seun van die Allerhoogste toe? Wanneer hy Jerusalem inkom, dis nou natuurlik 'n hele paar jaar nadat Moses hierdie deel geskryf het. Maar hoekom doen hulle al hierdie dinge? So die kinders moet vra, so die kinders kan weet. So word al daardie feeste gehou. Die offers word daar gebring om hulle te herinner aan God se genade en God se vergifnis, God se verlossing wat gebeur het in die verlede, wat wys na die toekoms wat Israel het. So ook is daar byvoorbeeld die loofhuttefees. Dit is 'n fees wat moderne Israel tot vandag toe nog hou, of die Jode tot vandag toe nog hou. Wel, hulle hou seker die Pasga ook. Maar die huttefees, of die loofhuttefees was basies dat Israel moes nadat hulle die beloofde land ingetrek het hulle die loofhuttefees gehou wat 'n oesfees was. Maar hulle het in die tyd hulle uit hulle huise uitgegaan en in die veld in tente gebly, om hulle te herinner aan die 40 jaar wat hulle in die woestyn gewandel. So was al daardie rituele daar gewees, sommige van hulle deur Moses ingestel, sommige van hulle later ingestel. Daar's nog baie ander wat ek nou nie eers noem nie, maar hulle almal het een doel voor oë, om vir Israel te sê, Israel, onthou waar jou wortels is, onthou waar jy vandaan kom, onthou wat die Here jou gedoen het, onthou wat die Here jou geleer het,
Leer dit vir jou kinders, sodat jy 'n toekoms in die land kan hê. Sodat hulle nie vergeet nie. Wat was nog elke keer as 'n mens deur die Ou Testament lees hierdie geskiedenis van Israel, wat was die Here se klagte altyd teen Israel? Jy die Here jou God vergeet. Dis nog altyd die klagte van die Here. En dan volg daar hoe hulle hom vergeet het, wat nou met elke geslag verskil het. Maar elke keer was dieselfde klagte. Julle het vergeet. En nou kom Moses en hy sê, by dit wat ek julle leer, mag julle niks weglaat, niks byvoeg nie. En dit is met betrekking tot die rituele, maar nou kan ons sê, maar ek het nou net gesê, daar is rituele later bygevoeg, daar selfs rituele weggelaat. As ons kyk, ons het beslis nie meer dieselfde rituele as wat Israel gehad het. Het ons dan nou weggevoeg, het Israel bygevoeg, het ons weggelaat, hoe is dit? Nee, daardie gedeelte gaan nie oor die rituele nie, maar wat die rituele aan herinner. Met ander woorde, Israel moet hierdie rituele doen, sodat hulle nie iets weglaat of byvoeg nie. Dit is waaroor dit gaan. Hulle moet alles onderhou. En soos ek ook gesê, dis Deuteronomium 4, by Deuteronomium 5 staan die 10 gebooie, en is veral op betrekking van die 10 gebooie. Israel moet niks by die 10 gebooie byvoeg nie, moet niks weglaat nie. Ons kan kyk hoe Israel daardie ene oortree was in die Nuwe Testament by die Fariseërs baie duidelik. Toe Jesus kort met die Fariseërs gebots het, omdat die Fariseërs juist daardie reël oortree het, hulle het begin wette byvoeg. Israel voor die tyd van Jesus het die wette weggelaat, hulle het dit vergeet. Terwyl die Israel na die ballingskap in die tyd van Jesus, toe het hulle nie meer vergeet nie, toe het hulle onthou, maar toe voeg hulle by. So dit is waaroor hierdie gedeelte gaan. Moses probeer verhoed in die eerste plek dat Israel vergeet, soos wat hulle voor die ballingskap gedoen het, en in die tweede plek dat hulle niks byvoeg, soos wat hulle na die ballingskap gedoen het, sodat hulle 'n toekoms in die land kan hê. En elke keer wanneer hulle dit gedoen het, wanneer hulle vergeet het of wanneer hulle bygevoeg het, het dit veroorsaak dat hulle toekoms in die land nie goed gelyk het nie. Dat hulle toekoms donker gelyk het. Toe hulle vergeet het, toe is hulle uit die land uit in ballingskap weggevoer. Toe hulle bygevoeg het, toe het die Here hulle weer uit die land weggevoeg, soos wat hy in 70 na Christus gedoen het, toe die tempel weer deur die Romeine vernietig was. En so doen die Here elke keer met hulle, as hulle byvoeg of as hulle weglaat. Hy leer hulle al hierdie dinge, nie vir sommer maar net, maar met 'n duidelike doel. Moenie byvoeg nie, moenie weglaat nie, onthou en dra oor. Maar nou kan ons vra, hoekom is dit vir God so belangrik, dat ons of dat in die geval Israel, en natuurlik ons ook, daardie verbintenis met ons wortels, met die wortels van Israel, en ook ons wortels moet onderhou. Hoekom moet is die verlede so belangrik, dat ons nie iets mag byvoeg of weglaat nie? Nou daarvan praat ek juist spesifiek die verlede wat in die Bybel staan, en dit wat daar tot volg het. Nou die antwoord daarop is eintlik 'n bemoedigende antwoord. Die rede hoekom die Here hierdie dinge vir Israel gee, is om vir Israel te sê, maar Israel, soos wat in vers 7 staan, dat die volke kan sien. Dis die rede hoekom hulle al hierdie dinge moet onderhou, niks moet byvoeg, niks moet weglaat nie, sodat die volke kan sien. Met ander woorde, dit moet jou getuienis wees. 'n Goeie manier om dit te beskryf is, moet jou onvervalste getuienis wees. Met ander woorde, 'n getuienis wat nie vervals is nie, met ander woorde, 'n boodskap. Hulle lewe moet 'n boodskap wees, waar hulle niks van die Here weggelaat het nie, en waar hulle niks van hulle self bygevoeg het. Dis die getuienis wat hulle moet lewe, sodat die volke kan sien. Nou heel eerste sal ons sê, dat waarby hulle dit nie mag byvoeg nie, dis by die woord van die Here.
Hulle mag niks byvoeg by die woord van die Here. In die tyd van Moses was dit nou maar eintlik net die 10 gebooie, maar ons het die woord van die Here is volledig soos wat hy aan ons gegee het. God het gegee wat hy wou gehad het, maar die mens het nie bygevoeg nie. Nou kom die Here en hy het vir ons die volle woord gegee. Nou kan ons maklik sê, ons is 'n kerk, ons is suiwer, ons glo dat hierdie Bybel die volle woord van God is, en daarvan mag niks bygevoeg word of weggeneem word nie. So ons is reg, en ons is getrou aan hierdie teks, en ons kan maar net daar stop met hierdie teks. Maar eintlik gaan hierdie teks se boodskap nog baie verder, as om net vir ons te sê, ons mag nie aan die woord van die Here verander nie. Ons mag nie iets byvoeg, ons mag nie iets weglaat nie. Dus, hy gaan veel verder as dit. Want onthou, hierdie ding gaan oor die wortels. Ons wortels is die skrif, ons wortels is die verlede. Sodat ons kan weet wat die toekoms is, sodat ons 'n toekoms het. En so bring Moses aan Israel dit tuis, dat hierdie gaan oor hoe hulle optree, sodat die ander volke sien, en dat hulle getuienis uitgedra word. So hierdie gaan nie net oor die fisiese woord nie, maar ook die manier hoe Israel die woord uitleef. Hulle moet die gebooie onderhou, sodat die ander volke kan sien, is daar nog so 'n groot nasie soos hierdie, wat soveel wysheid het, wat so 'n goeie wet het, en wie se God so naby aan hulle is daar nog so 'n nasie, is wat die volke moet vra, nie omdat Israel hulle vertel nie, omdat hulle Israel sien. Dis wat Moses hier vir hulle tuisbring. As die mense vir Israel kyk, moet dit 'n onvervalste getuienis van God wees. En so kom die boodskap deur na ons toe ook. Ons dade moet 'n getuienis wees vir God, en dit is iets wat ons almal maklik aanvaar. Ons sê baie maklik, ja, my dade is 'n getuienis. Ek sukkel bietjie om met my mond vir mense te vertel, maar my dade is darm 'n getuienis vir die Here. En dit is reg, jou dade moet 'n getuienis vir die Here wees. Maar vra jouself eerlik, is dit regtig? Is jou dade regtig 'n onvervalste getuienis? Of is dit 'n vervalste getuienis van die woord van God? Kan ons regtig sê, my dade voeg niks by nie, my dade laat niks weg nie? Met ander woorde, is daar niks in my lewe wat ek so leef, dat mense kan sien, dit is vir hom net so belangrik soos die woord van God? Is daar niks in ons lewe wat ons vergeet, dat mense 'n gedeelte van die woord van God nie raak sien? Mens kan daarmee aangaan, maar kom ek stel dit vir u so. Ons is lief daarvoor vir ons eie ek. Niemand mag iets vir my sê nie. Ons stel ons eie ek baie keer gelyk aan die wet. Die Fariseërs het hulle bywette gelyk gestel aan die wet van God. Met ander woorde, as ek enigiets anders gelyk stel in my lewe, of belangriker stel, en ek sê nie met ons woorde nie, met ons woorde is ons almal tog suiwer, maar met ons dade is daar soveel goed wat ons gelyk en bo God se woord stel. Elkeen kan self dink wat dit is, ons elkeen het verskillendes. En daardie dade voeg ons eintlik iets by God se woord. Want as mense na ons getuienis kyk, is dit wat hulle gaan sien, nie die getuienis van Christus nie. As ons kyk, 'n paar dinge wat 'n mens kan noem, en as 'n mens nou na die 10 gebooie kyk, want dis waaroor hierdie gedeelte eintlik gaan. Ek gaan nie al die 10 gebooie vir ons voorlees, ons ken die 10 gebooie, maar daarso is net so 'n paar wat ek wil uitlig, en wat ons baie maklik verbreek, sonder om eers 2 keer daaroor te dink. Verkondig ons dade, dat ons die Here se Sabbatdag heilig, die 4de gebod. As mense na my kyk, kan hulle sien dat die Sabbatdag, dat die woord van die Here sê, heilig die Sabbatdag. As mense na my kyk, kan hulle die 5de gebod sien, eer jou vader en jou moeder. Eer gesag. Kan hulle dit sien, of laat my dade dit weg? Kan mense sien, wanneer hulle na jou kyk, dat die 7de gebod sê, jy mag nie egbreek pleeg nie? Hierdie dinge, as ons lewe
nie daardie dinge sê nie, beteken dit ons het 'n vervalste getuienis van Christus. En so met elke liewe een van die gebooie. Ek kon regtig elke een van die gebooie noem, maar ek wil u nou nie daarmee bemoei nie. Ons ken die gebooie. Maar die gebooie is nog steeds nie die skokkendste ding, die skokkendste deel van God se woord wat ons lewens weglaat nie. Waarmee ons getuienis vervals nie. Die mees skokkendste deel wat ons van die woord van God weglaat, deur ons dade, is Jesus Christus self. Kan mense wat na my kyk, sien dat ek 'n getuienis, onvervalse getuienis is van Jesus Christus? Want as ek voor mense staan, of mense kyk na my, ons weet nie eers hulle kyk na ons nie. As ek 'n vervalste of 'n onvervalse getuienis van Jesus Christus het, dan sal ek lewe soos wat ek moet. Met ander woorde, kom ek sê dit vir u so, elke keer as ek die Sabbatdag met my dade nie heilig nie, dan ontken my dade dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan. Elke keer as ek my vader en moeder nie eer nie, ontken my dade die oorwinning van Jesus Christus. Elke keer as ek egbreek pleeg, in my gedagtes of in my dade, egbreek is nie net tot mense wat sigbare egbreek gepleeg nie, is elkeen van ons wat in ons gedagtes egbreek pleeg. Wanneer ons in ons harte dit doen, ontken ons die verlossende werk van Jesus Christus, en ons getuienis is vervals, en jou woorde klop nie met jou dade nie. En so weer eens met elke een van die 10 gebooie. Hoe kan ons dan enigsins 'n getuienis vir Jesus Christus wees? Hoe kan ons enigsins getrou wees aan sy opdrag en sy evangelie verkondig, as ons dade nie met ons woorde klop nie? Nou broers en susters, dank die Vader dat ons verlossing nie van ons eie meriete afhang. Dank die Vader dat ons getuienis nie van ons leefwyse afhang. Want jy sien, net Jesus Christus se leefwyse hier op aarde was 'n onvervalste getuienis van hom. 'n onvervalse getuienis van die woord van God. Geen ander mens het al ooit 'n onvervalste getuienis gelewer nie, behalwe Jesus Christus. En dit is waar die genade inkom. Ons vervals ons getuienis dag vir dag, vervals ons dit. Want ons lewer ons getuienis. Dit is mense so lief daarvan, ek wil graag my getuienis bring vir die Here. En dit klink goed en mooi. Baie kerke is lief daarvoor om mense te laat voorstaan, en daar is niks meer verkeerd daaraan. Maar ons lewer ons getuienis, terwyl ons getuienis 'n vervalste getuienis is van die woord van God. Die enigste onvervalse getuienis is die getuienis van Jesus Christus. Daarom moet ons nie ons getuienis lewer nie, maar sy getuienis. Sy getuienis van sy oorwinning. En dit kan 'n invloed wel op my lewe hê, maar dit is nog steeds nie my getuienis nie. Ek kan vertel hoe dit my beïnvloed het, maar dit is nog steeds nie my getuienis nie, dit is syne. Want daardie getuienis en daardie oorwinning wat hy aan die kruis behaal het hy was nie sy getuienis alleen nie. Hy het daardie getuienis kom lewer, juis sodat dit u en my getuienis kan word. Ons hoor gereeld, hy het dit vir my aan die kruis gedoen. En dis hoe dit prakties op ons van toepassing is. Hy het my getuienis vir my gelewer, sy getuienis vir my, sodat ek kan vertel, maar sy liggaam is vir my gebreek. Ja, ons kan dit vertel hoe die feit dat sy liggaam gebreek is op my lewe van toepassing is. Daarmee sê ek glad nie dat ons nie moet getuig hoe die Here ons lewens beïnvloed het. Daarmee sê ek, dit moenie oor my gaan nie. Dit moet oor Jesus Christus gaan. Sy genade maak ons deel van sy getuienis. Soos ek gesê het, ons getuienis is vervals, korrup.
vertel nie die volle verhaal nie. Al wil ons hoe graag, alleenlik die getuienis van Jesus Christus vertel die volle verhaal. As jy 'n kind van God is, het ek vir u uitstekende nuus. Dan beteken dit, daai getuienis is reeds jou getuienis. Jy kan nie 'n kind van God wees en nie die getuienis van Jesus Christus wees in jou hart hê. Ons is net baie keer geneig om dit weg te steek en ons in 'n voor te bring. Ons is reeds deel van daardie onvervalste getuienis. En nou moet ons besef dat ons deel van daardie getuienis is, moet ons ter wille van die wat rondom ons is, nie die getuienis van Christus vervals deur ons dade nie. En ons moet sy getuienis uitleef, sonder om iets by te voeg of weg te laat. Sonder om onsself eerste te stel, sonder om onsself meer te maak, maar om Christus in alles heel eerste te stel, sodat hy, sy lewe, jou onvervalste getuienis is. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, dankie vir die genade wat ons ontvang het, dat ons die onvervalste getuienis van Jesus Christus in ons harte kan. Dankie dat ons die genade ontvang het om u te kan dien, al verdien ons dit nie, al vervals ons u woord waar ons ook al gaan. Dat selfs daar te midde daarvan die waarheid nog in ons te vinde is, maar nie uit ons nie, in Jesus Christus. Dankie dat u ook nog, hoewel ons nie meer dieselfde rituele het nie, dat ons nog steeds rituele het om ons te verbind aan ons wortels. Waar die nagmaal ons herinner van die bloed van Jesus Christus. En dit ons 'n toekoms gee in ewigheid. En die doop ons herinner aan die verbond en ons kinders en ons 'n toekoms gee in u genade. Waar die liturgie en die erediens wat ons elke Sondag doen, die wet wat ons lees, en geloofsbelijdenis en alles wat ons doen, dankie daarvoor. Dat ons kan herinner dat hierdie, en onthou dat hierdie is 'n gesprek en 'n afspraak met u, 'n vergadering wat u met ons belê het, dat ons dit sal nakom, en elke keer herinner word van al hierdie dinge. Leer ons deur u genade om u genade uit te leef. Om u getuienis uit te leef. Vergewe ons dat ons dit vervals het. En suiwer ons harte, dat ons getrou aan ons wortel sal wees, getrou aan u woord. En dat ons vrug op vrug sal dra. Dat ons toekoms in ewigheid, in die genade van Jesus Christus, verseker sal wees. Ons dankie dat ons reeds weet, dat ons toekoms reeds verseker is, in die getuienis van Jesus Christus. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here deur om saam te sing Gesang 267, Gesang 267. Daarvan gaan ons die eerste en die vierde vers sing. Ek lees vir ons net so 'n stukkie van die eerste en so 'n stukkie van die vierde. Vers 1, Gesang 267. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toe vertrou. Dan vers 4. O Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet. Al pynig ons die smart en al martel ons die leed. Die kruis van ons verlosser sluit vergesigte oop. In 'n verwarde wêreld bring dit weer vaste hoop. Gesang 267, sing ons die eerste en die vierde vers. Kerk
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang die groet en seënwoorde van ons Here Jesus en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, deur die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen.